Môre toe luister ek so 'n stukkie radio en hulle gesels oor uitdrukkings oor ons taal en die woord wat hulle daar gebruik wat ons in die Bybel ook raakloop, gaan toe oor die Filistyne. En hulle het toe nou so 'n klompie uitdrukkings wat hulle daar behandel het en oor gepraat het. Onder andere oor die in die tyd wat die Filistyne en die Israeliete geleef het, oor hoe gevorderd hulle tegnologie in daardie tyd was, maar aan die einde het hulle ook uitgekom by die punt om te sê die Filistyne is op ons, so ek sien die Filistyne is op ons. As ek so na hierdie horlosie kyk, dan sien ek hoe loop daardie sekondewyser, hy wag nie vir 'n mens nie, en 'n mens moet sorg dat jy aan die gang kom. So die Filistyne is op ons, laat ek dan sommer dadelik begin. Ek het vir julle almal so ver as wat ek kan, behalwe vir die klomp wat daar bo sit en so altyd op ons afkyk. Net nie vir julle môre gesê nie, maar môre en ook seën vir julle. Goed, wat ons aankondigings aanbetref en dan natuurlik almal by die huis of wanneer jy ook al inskakel. Ek wens ek kan soms sien ek maar net daar het 5 of 10 of 20 of wat ook al mense na die geleentheid gekyk en ek wens net daar was, die tegnologie was moontlik, tensy dit moontlik is, maar andersins kan ek nie sien wie skakel in en wie kyk nie, maar as jy vandag inskakel, baie welkom. Ek weet van julle, daar is siekte by die huis, so beterskap, sterkte en seën daarvoor. En as jy dalk terloops by die video uitkom, ja, jy is ook baie welkom en hoop ek ook dat die geleentheid dan ook vir jou sal meewerk, sterkte en krag ook sal gee vir die geloofslewe. Julle het die aankondigings ontvang, julle kan maar alles, kan maar net kennis neem van bladsy 1 op bladsy 2 is daar die voorbidding vir almal by ons in die gemeente. Partymal dan vra mense vir my en sê, ek sien die persoon is al lank op die lys van voorbidding, hoe gaan dit met die persoon? Somtyds dan vra die kerkkantoor ook vir my en sê, nee, wat los maar die naam, al is die persoon of mense baie keer hier, daar is maar 'n lang proses van herstel, en hoe ouer 'n mens natuurlik is, is dit ook so dat die herstel al hoe stadiger en stadiger plaasvind. Ek sien so 'n prentjie in die week van 'n persoon wat soos, hy is van kop tot tone, is hy so in ys gepak, met lyk soos sneeu, wat oor sy hele lyf gepak is, en dan sê dit daaronder, iemand het vir hom gesê, daar waar dit seer is, of daar waar dit pyn is, waar daar pyn is, sit 'n stukkie ys op. So, dis hoe dit omtrent baie keer voel, as 'n mens dan so ouer word, maar die hele lyf, moet jy maar sorg dat daar ys opkom, of dat jy sommer ergens sit waar die sneeu jou hele lyf kan bedek. So, hou asseblief die persone wat hier op die voorbiddingslys is in julle gebede asseblief, en dan dink julle is die 16de ry hulle, en dan die 21ste het jy gesê, skus man, ek kan net nie alles, ek nou nie altyd my boek en my pen by my om notas te maak nie. So ons hoop hierdie keer is hulle vir julle gereed, en dat dit wat julle hoop en graag by wil uitkom, dat dit dan nou eintlik sal gebeur. Maar sterkte ook hiervoor, dit bly maar altyd 'n beproewing om te wag, maar kom ons bly glo dat die Here sy tyd met ons almal het. En dan al die verjaarsdae op die lys. Môre is tensy ek iemand gemis het, maar is net Vincent wat hier is in lewende lywe, so seën vir die nuwe lewensjaar. Hoop jy verjaar lekker. Jou vrou het ons nou bietjie
rondgeloop, so heel moontlik het sy 'n klompie koekresepte daar aan die kant raakgeloop wat sy kan maak om jou dag te bederf, tensy sy al die geld uitgegee het dat daar nie nog geld is vir bestanddele nie, maar hoop jy vir jaar lekker en alles wat mooi is vir die nuwe lewensjaar. Goed, en dan die skrifgedeelte en dan agter is maar net al die ander inligting van ons kerkkantoor en die tye en telefoonnommers en e-posadresse. En kan ek ook maar net weer sê, ons weet almal of ons ken almal hoe WhatsApp werk met die status en goed. As jy dalk miskien nog nie op die Danskraal kanaal is nie, gee maar net jou naam vir Cynthia deur. Hulle sal vir jou met graag te bysit. Ons so van tyd tot tyd is daar dan inligting of net 'n gedagte of die YouTube kanaal, want dit wat ons nou vanmôre uitsaai, die word nou opgelaai na YouTube toe. So as jy ergens na die tyd, as daar dalk miskien iets is wat jy gemis het, of jy dalk miskien so vir 'n paar oomblikke aan die slaap geraak en jy wil graag weer daarna kyk, nou ja, dan kan jy na die YouTube kanaal toe gaan en dan kan jy ook weer daar gaan kyk. Maar ons is dan vanmôre by die 18de Koninkryk Sondag en gewoonlik as 'n mens op jou rekenaar kyk en daar's 'n virus, dan soms dan sal jou rekenaar afhangende van wat jy het, dan sal hy soeke rooi goed, of as jy ergens by plekke weermaginstellings is en daar's gevaar, dan staan soeke rooi ligte wat so aankom. So die rooi ligte begin nou vanmôre al hoe helderder raak, want jou tyd vir jou Kersinkopies begin nou baie vinnig uithardloop. Ons is by die 18de Koninkryk Sondag. Na vandag is daar nog net 5 oor en dan begin ons met die Adventstyd. So ek herinner maar net vir jou, ons is mos nou maar al 'n groter wordende ou gemeente, so ons het nodig om mekaar daaraan te herinner. So maak gebruik van die hulp wat daar dan vanoggend na jou kant toe kom. Maar by die 18de Koninkryk Sondag wil ek amper sê vir die 18de keer daaroor nadink dat ons koninkrykskinders is, koninkryksmense is. Wat beteken dat ons leef nie net anders nie, maar ons is ook anders. Ons is kerk. En kerk beteken letterlik die Here se. En wie aan die Here behoort, lyk anders, leef anders, dink anders, praat anders. En ek weet dit is nie so maklik nie. Ons het almal maar ergens in die loop van die week, ergens in die loop van ons lewe, ergens in die loop van 'n jaar, ervaar ons die swaar kry van om kind van die Here te wees. Daar's allerlei dinge wat met ons gebeur. En dinge wat dit vir ons moeilik maak om te leef, regtig te leef aan die hand van my status. Die enigste status wat ek en jy het is die van ons is die Here se. Maar wanneer ons dan nou vanmôre vir die 18de keer saam met al die ander kere wat ons al reeds in ons lewe by die woord van die Here stil gestaan het, wil ons vanmôre ook maar net weer vir mekaar sê, en gaan ek dit sommer nou sê, wat net nou aan die orde gaan kom is, ken en onthou en vertel. Ken en onthou en vertel. Dis wat ons hier doen. En dis wat ons hier kom beleef. Ek
ek hoop dat as ons vanmôre saam met mekaar is, en as ons saam hierdie erediens hou, dat ek en jy sal beleef en sal ervaar, die Here is hier. Ons het hom nie by die huis gelos nie. Ons het nie gisteraand in die bed geklim en geslaap, aan die slaap geraak en vanmôre toe ons opstaan toe en ons so links of regs kyk, toe sien ons die Here slaap nog. En dat ons vir hom maar gelos het, met alle respek gesê dat hy het so baie om te doen in die wêreld, dat laat hy maar vir 'n paar oomblikke rus terwyl hy kerk toe kom. Die Here is hier. En die Here wil vir my en vir jou seën rondom sy woord. Hy wil vir ons seën wanneer ons saam met mekaar in die woord lees. Hy wil vir ons seën wanneer ons saam bid en wanneer ons lees, wanneer ons sing. En die Here wil vir ons seën wanneer ons later vanmôre klaar maak met ons geleentheid hier en dan teruggaan na ons lewenswêrelde toe. Ek wil dus dan begin vanmôre en 'n lied wat ek saamgebring het, wat ons as 'n gebed gaan sing. Hierdie lied kom uit Psalm 45 uit. Ons gaan ook Psalm 45 gaan ons sing. En Psalm 45 vers 2 sê, mooi woorde roer in my hart. Ek dra my gedig voor aan die koning. Mooi woorde. Dinge wat ons vir die Here wil sê. Mooi woorde wat net deur die gees van die Here gebuig en so gemaak word dat dit die Here kan loof. So al die liedere wat ons vandag in ons diens gaan sing is almal psalms. En ons gaan dan begin met hierdie psalm terwyl ons so sit. Dit is dan 'n gebed. Die droom
In ons harte, Here, woel daar baie dinge. Die mooi, maar ook die sleg. Die mooi wil ons vanmôre U mee kom loof. En die sleg, die wil ons bely. Dankie dat U oor ons lewe die kleed van U heerlikheid kom sprei het. En dat ons vanmôre saam met mekaar in U heerlikheid mag deel. Die heerlikheid wat daar in Jesus Christus ons Here is. Die heerlikheid wat deur U Gees vir ons oopgebreek is. Ontvang die dank en die lof wat daar by ons lippe na U toe kom. Ontvang die dank wat in ons harte skuil. En seën ons dan in hierdie oomblikke. In die wonderlike, vrymakende naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus, die Here. Kom ons sing dan nog 2 liedere wat 2 lofliedere is. Amen.
So as jy dan saam wil lees, as jy jou Bybel saamgebring het, anders kan jy op die blaadjie lees soos wat die gedeelte daar afgedruk is. En dit is dat ons dan uit 2 Timoteus 'n paar verse gaan saam lees en dan gaan ons 'n paar gedagtes of gaan ek 'n paar gedagtes saam met jou uit die gedeelte uitdeel. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dat dit juis in die woord is waar ons dan ook mooi woorde vind wat in ons hart leef. Mag ook hierdie woord van vanmôre ons lewe rig. Mag die woord ons versterk. Maar gee ook, Here, dat hierdie woord ons vanmôre, soos wat dit nog reg deur ons lewe die geval was, en soos wat dit ook u begeerte is, dat hierdie woord ons sal oorrompel. Sodat ons blywende draers en verkondigers van die lewende woord van ons Here Jesus Christus sal wees. Amen. Ek lees van vers 8 af. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dis die eerste gedagte. Onthou. En ken ook. Ken en onthou. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeye soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders. Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'n Arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei sal nog verder in goddeloosheid verval. En ek lees dan ook net tot sover saam met jou. Nou, ek het hierdie prentjie vanmôre saamgebring. Ek weet nou nie of julle daar waar jy sit of jy hom dalk nou so mooi kan sien nie, maar dis die prentjie van daar op die hawe, op die kaai, is daar hierdie groot kettinge en hierdie kabels
wat dan die bedoeling daar agter is om hierdie groot skepe wat daar voor anker lê, dan ook vas te hou. So die hele gedagte van die anker wat dan in hierdie beeld of in hierdie gedeelte vanmôre na vore kom. En daarom wil hierdie drie dinge, hierdie drie gedagtes wat ek met jou wil deel, wil ek hoop en vertrou dat dit dan ook soos 'n anker in jou en my lewe sal wees. Ken, onthou en vertel. As 'n mens nou na hierdie anker sal kyk, dan sal 'n mens sien dat ten spyte daarvan dat hierdie anker nou al baie tekens van roes wys, is hierdie anker nog steeds deur al die jare staan hy vas, en hierdie anker staan sodanig vas dat hulle hom nog steeds gebruik. Nou so is dit met die woord van die Here ook, dat daar is al oor baie jare, regdeur die geskiedenis van die mensdom, is daar natuurlik al gepoog om die woord van die Here te ondermyn. Om te kyk of daar binne om met die beeld te speel, of daar nie roes aan die woord is, wat op die einde van die dag maak, dat hierdie anker later, as gevolg van al die verwering wat daar plaasvind, dat hy nie meer gebruik kan word nie. Die anker, die woord, bly vir altyd staan. Hoekom? Omdat dit God se woord is. Die woord lê in God veranker. En wat is dit wat ek en jy in ons lewe moet onthou? En kan ek myself in die rede val om vanmôre vir jou te sê, daar is niks aardskuddend wat ek vanmôre met jou gaan deel, wat jy nie weet nie. My en jou uitdaging in ons elke dag se lewe is om hierdie waarhede wat ons ken, wat ons Sondag vir Sondag met mekaar deel, wat ons by ander geloofsbyeenkomste met mekaar deel, wat ons in ons persoonlike lewe aandag aan gee, wat ons lees en wat ons op ander plekke met mense deel, is iets om net altyd weer en weer te gaan herontdek. Daar is 'n gedagte wat, en omdat daar nie altyd tyd is nie, en ons almal met 'n besige lewe vasgevang is daar nie altyd tyd om in diepte by dinge uit te kom. En dan gebruik ons die uitdrukking wat ons baie keer om te sê, ons het net tyd om bietjie stof af te blaas. Maar as 'n mens in diepte, of as 'n mens jou daarop toelê, dan is dit hierdie ding waarvan Paulus praat as hy met 'n jong man kom praat. En Paulus is op hierdie stadium nou maar besig om klaar te maak met sy lewe. Byna asof hy op sy sterfbed lê en so aan die einde nog vir hierdie jong man wie se lewe vir hom voorlê, net een of twee dinge met hom te deel. En daarom dat hy dan vir hom sê, onthou altyd. Ek het net nou, het ek wat 'n keer gevra, is dit die datum? Dis net 'n voorbeeld van, ek en jy, ons vergeet. En ons het mekaar nodig. En hoe ouer ons word, hoe meer kom ons agter dat ek hierdie ding of daardie ding vergeet. Nie omdat ek wil nie, omdat dit net deel van my menswees is. En as die Bybel hierdie woord onthou gebruik, dan het hy in daardie woord
tekens van wat ons op ander plekke raakloop, waar die woord gebruik word, lê jou daarop toe. So dis byna asof hierdie gedeelte wil sê, asof Paulus wil sê, gaan haal jou dagboek uit. Sorg dat dit 'n gereelde inskrywing op jou dagboek is. Nie net weekliks nie, maar dat dit 'n daaglikse inskrywing op jou dagboek is, om te onthou dat Jesus Christus is uit die dood opgewek. Dis die hart van ons evangelie. Dis waaruit ons leef. Dis wat vir my en vir jou hoop gee vir elke dag. Elke dag sien ons en hoor ons van mense wat doodgaan. Die dood is deel van ons bestaan. Ons weet dit moet met ons gebeur. Ons dink dat dit gaan nie met ons gebeur nie. Ons beleef pyne en skete en die artritis en wat ook al wat deel van ons lewe word. Maar tog dink ek daar diep binne in ons, veral as jy kop jonk is, dan dink jy sal nooit doodgaan. Ek gaan nog vir altyd bly lewe. Maar ons lewe lê veranker in die lewe van Christus wat uit die dood uit opgestaan het. En hierdie gedagte, dit is wat my en jou altyd weer en weer moet oorrompel. Want hoekom het Christus dit gedoen? Dis wat ek en jy moet ken. Hoekom het die Here uit die dood uit opgestaan? Want ek en jy was in en is in hierdie doodsbestaan vasgevang. Hoe allerverskriklik moet dit vir 'n mens se lewe wees, waarin baie van die ouens wat nie glo nie, wat hulle sê as jy die dag dood is, dan sê jy dood, jy beland ergens in 'n gat of hulle verbrand jou lijk en dis die einde. As daar nie hoop is nie. En Paulus wil vir my en vir jou, en ek sê dit dan ook vir Timoteus, dit lê aan die hart van ons evangelie, en dis wat hy dan ook sê, dis die evangelie wat ek verkondig. As ek en jy enige ander evangelie het, wat ons verkondig, mag die Here ons daarvan behoed. Want hierdie evangelie, wat gaan oor die opstanding van Jesus Christus uit die dood, wat daarmee impliseer sy lyding, sy koms na hierdie wêreld, wat reeds 'n stuk lyding is, want hy wat die heilige is, het in die wêreld van onheiliges gekom. Mens kan jou mos maar self net altyd daarin weer en weer indink, as jy nou vanmôre gestort het, en gewas het, en skoon, en die hare is gedoen, en die hande is skoon gewas, en jy het skoon klere aan, dan gaan loop jy nie op die asgate rond nie. As jy weet jy gaan asgate toe gaan, dan gaan jy nog nie vanmôre, ek sal stort as ek terugkom. Maar God wat die heilige is, kom in hierdie onheilige wêreld. En hy kom lê sy lewe af vir mense soos ek en jy. Hoekom? Sodat ons kan hoop hê. Dis wat ons moet ken. Dis waarvan ons lewe moet vol wees. En hierdie ken wil vir ons daartoe lei dat ons sal onthou. Hierdie kennis nie maar net sommer net 'n weet nie. Vir baie mense is hierdie ken maar een of ander soort kennis, boekekennis. Vandag se dae kan jy oral op die
platforms wat daar is, YouTube en sosiale media, waar ook al, kan jy oral gaan rondtrap en jy kan hoor waar mense oor die goed praat en debatteer. Dat hulle 'n bepaalde kennis met mekaar deel. Hoe dit het gebeur. Daar het 'n man 2000 jaar gelede hier op aarde geleef. Daar's oral is daar getuienis daarvan dat hierdie man geleef het en dat hy wel aan 'n kruis uitgesterf het. Baie mense is dit net blote kennis. Ja, dit het gebeur. Dis deel van hierdie wêreldse geskiedenis, soos wat Noag ook 'n ark gebou het. Maar vir die gelowige gaan dit oor baie meer as net hierdie kennis. Vir my en vir jou moet dit altyd 'n ding wees van dit wat ons weet, dit wat ons ken, moet ook afsak in die hart in. Dat ons dit in die hart sal beleef. As Paulus hieroor skryf, dan sê hy, hierdie evangelie wat ek verkondig het, so deel van my lewe geword. En dis hoekom ek al hierdie swaar kry verdra terwille daarvan dat ander ook hierdie verlossing sal leer ken, die verlossing wat daar in Christus Jesus die Here is. Die stories is legio. Die boeke is vol van mense wat praat oor wat die Here Jesus se lewe en sterwe vir hulle beteken het en hoe dit hulle totale lewe omgekeer en verander het. En as jy my nie wil glo nie, Renée vertel my verlede week Sondag, ek was met ander goed besig gewees en sy sê dalk is daar van julle wat ook op 'n Sondag aand Kwela kyk en toe het wie dit ook al was, het met Mike Bolhuis gepraat. Hy van julle ken vir Mike Bolhuis, hy sy hare so regop staan die goed ingesny. En as ek nou min of meer reg kan onthou, ek is oop vir regstellings. Maar hy het gesê daar's 'n 10-tal dinge wat elke ou in hierdie land kan doen om van hierdie land 'n beter plek te maak. Maar die heel eerste, die heel belangrikste wat 'n mens kan doen is maak jou verhouding met die Here reg. En so is daar baie mense. Jy kan in die musiekwêreld kan jy gaan kyk. Die voorbeelde wat daar is van mense, van komponiste wat groot werke geskryf het net om die Here mee te verheerlik. En Paulus kom sê, vir my is dit nie net kennis nie. Ek deel, Timoteus, ek deel nie net hierdie kennis met jou nie, maar ek deel dit ook met jou wat hier in my hart lewe. Want dis wat daar moet gebeur. Die kennis kan nie net kennis bly nie. Die kennis is iets wat ons hele lewe moet kom oorrompel. En ons sou lank met mekaar daaroor kon praat, maar as ek volgende jaar, as die Here wil, die kursus aanbied oor disippels, maak disippels, dan sal ons by hierdie goed uitkom. Maar ons lewe moet oorrompel word deur hierdie gedagte wat ons net nooit kan ophou om klaar oor gedink te kry. Dat die Here sy lewe vir my en vir jou gegee het.
is net iets waaroor jy nooit kan klaar gedink kry. Wie is ek? En hopelik sê jy dit saam met my in jou lewe. Wie is ek dat die Here dit vir my sou kom doen? Hoe bevoorreg is ons nie in hierdie land dat ons daarmee groot geword het nie. Ek dink aan soveel duisende, honderde, duisende mense wat sonder hierdie geloofswete met hulle lewe aangaan. Die derde is dan ken, onthou. Ek het al, as ek net vinnig nog net 'n laaste gedagte oor hierdie tweede punt kan sê, is wanneer Jeremia oor hierdie goed skrywe, wanneer hy praat oor onthou, dan praat hy ook van vergeetachtigheid. Dis wat met Israel gebeur het, nee, ons verlede week uit klaagliedere het ons daaroor gepraat. Vergeet lei tot verruil. Dis 'n verskriklike implikasie. Want niemand aanbid in 'n ligleegte nie. Almal aanbid iets. Selfs al sê jy God bestaan nie, dan glo jy nog steeds aan iets wat nie bestaan nie. En as jy vergeet, dan moet daar iets in die plek daarvan kom. En as 'n mens vergeet wie die Here van jou lewe is, dan gaan daar iets anders deel van jou lewe word en jou moontlik heerskappy in jou lewe kom voer. So dis belangrik om te ken, dis belangrik om te onthou dat hierdie ken onthou sal word. Gaan haal maar jou dagboek uit en gaan skryf dit maar in. En die derde is om te vertel. Vers 14. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders. Hier's 'n baie kragtige ondertoon van ons lewe. Iemand wat ons gesê het, ons moet die evangelie van Jesus Christus so leef, dat as dit nodig is, dan moet ons nog iets sê. So hier is 'n geweldige sterk ondertoon in hierdie gedeelte van om te leef. Om vir mekaar te vertel, ons wat vir mekaar moet herinner, ons wat mekaar moet help. Beteken dat ons by mekaar betrokke is. Dit moet iets aan ons doen wanneer 'n mens in die lewenspad afstap en jy sien dat iemand begin agterraak en hy begin uitsak. Mackie vertel altyd die mooi storie van 1 jaar wat hy die Comrades gehardloop het en wat hy iemand raak geloop het so op die pad en die ou sê hy's moeg, hy gaan nou ophou. En hy het vir die ou gesê, nee man, kom ons hardloop nog tot by daai paal. En kom ons hardloop nog tot by daardie paal. En so het hy vir hom vir weet hoeveel kilometers gehelp tot, want dit was 'n opdraande, as ek die storie reg kan onthou, het was die opdraande of die opkomrits gewees, tot hy vir hom gehelp het tot by Polly Shots, en vir hom gesê, daar's nog soveel tyd oor, jy sal okay wees, ek gaan jou nou los. Daar moet iets met ons gebeur, en in ons gebeur wanneer iemand begin uitsak en agterraak, en veral ook wanneer ons woorde begin hoor van, ek sien nie meer kans nie.
Dank is daar van julle wat ook in hierdie week, daar was 'n brief van 'n lidmaat wat op sosiale media geplaas is, en hierdie brief wat hierdie lidmaat ontvang het, was van sy gemeente af, waarin hy aangespreek is oor sy erediens bywoon. En dis mos nou iets waarvan ons mense deesdae mos nou nie meer baie hou nie, is moenie met my kom praat oor my kerkbywoning of wat ook al nie. En dadelik is daar mos antagonisme en dadelik is daar mos 'n ding van jy moet dink jy's beter as wat ek is nie, maar hoe dit ook al sy. Die persoon het die brief ontvang en mense nou eintlik wou hê dat hy moet teruggaan na sy gemeente toe met hulle daaroor te praat, maar nou ja, vandag se lewe is dit nou dit is. Die ouens hardloop na die sosiale media toe daaroor. En daar was 'n hele herrie oor hierdie brief wat hierdie lidmaat ontvang het. Die hartseer van hierdie hele gebeure lê vir my in die kommentaar wat mense oor hierdie brief gehad het. Ek is dankbaar, ek is 30 jaar gelede al uit hierdie kerk uit. Die dominee het seker 'n nuwe motor nodig. En daarom moet jy kerk toe kom dat jy kan bydraes gee. En so is daar letterlik duisende sulke kommentaar gewees. Wanneer ons mekaar herinner en vermaan, doen ons dit nooit uit 'n gedagte van ek is bietjie hoër, of ek staan bietjie hoër, of op 'n hoër trappie as wat jy is. Ek en jy het die evangelie van Jesus Christus net so nodig soos enige ander mens. Ek het die genade net soveel nodig soos elke ander mens. En wanneer ons mekaar help om te onthou, en wanneer ons mekaar help om te ken en te groei en dieper te delf, dan bring dit vir ons by 'n lewe van omgee uit. Dat as jy dan nou nie meer kerk toe kom nie, hoe mense dit seker op die einde wil verwoord, en hoe mense seker ook daarna wil kyk, kan seker op verskillende maniere seker verwoord word, maar ten diepste moet dit gaan oor my op pad wees saam met jou. My bekommernis van waar jy ergens langs die pad dalk miskien besig is om uit te val, of af te val, of agter te raak. Ken, onthou en vertel. Dis waar uit my en jou lewe bestaan. Wat 'n voorreg is ek en jy vanmôre kan sê, met vrymoedigheid sê, ek ken hierdie man. En ek onthou wat hy vir my gedoen het. En ek wil niks anders doen as om net te vertel. Mag die Here vir my en vir jou met so lewe seën. Amen. Here, baie dankie vir die woord wat ewig is. Ons kan op verskillende maniere oor die woord dink en uit verskillende hoeke na die woord kyk. Maar niks verander enige iets. En daar is niks wat enige iets kan verander aan u God wees nie. Dat u in u God wees
na hierdie wêreld toe gekom het, sodat ons U kon leer ken het. Help ons, Here, om dit elke dag in ons lewe te onthou. Want môre en oormôre dan moet ons weer in die wêreld gaan leef waar U ons geplaas het. Dat ons nooit ooit sal vergeet hoe oneindig diepgaande U vir ons lief is nie. Dat juis hierdie wete, hierdie kennis ons blywend sal oorrompel om 'n lewe te leef tot die eer van U naam. Amen. Kom ons sluit af met hierdie laaste lied. Jy sal ook gedagtes wat ek vanmôre met jou gedeel het, die sal jy ook in hierdie lied raakloop. Broer en suster, ontvang die seën van die Here en gaan leef elke dag in hierdie wete dat ons ken Hom wat saam met ons hier uitgaan. En ons onthou Hom wat ons seën, sodat ons 'n seën kan wees. Ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle en trouvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees sal elke dag met my en met jou wees totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn.